Het ons ooit al nog gevoel? Nee. Goeiemiddag Afrikaner vriende. My naam is Samuel Johannes de Klerk. As jy in Natal skool gehou het, dan het jy iets van die Engelse oorgehou wat hulle op jou afgesmeer het. Samuel het Sam geword. Eendag sê iemand vir my, as dit alles wat die Engels op jou afgesmeer het, dan hoef jy nie sleg te voel nie. Waar het dit begin? So rukkie gelede stap ons seun by ons huis in met 'n pakkie geel mieliemeel. Nou hy weet sy pa hou baie van geel mieliemeel. Ek sê, Johan, waar kry jy hierdie pragtige geel mieliemeel? Mooi verpak in 'n plastiese houer. Hy sê, pa, maar Orania het nou eie meele. 'n Rukkie later stap ek oor en ek en hy raak in gesprek oor hoe ons in my dae graan verbou het, hoe ons geboer het en hoe dit daardie tyd verloop het in vergelyking met wat nou in die landerye gebeur. Miskien net so 'n bietjie agtergrond. Ek is een van 8 kinders. My pa is in 1891 gebore, my ma in 1899, my pa in Allebal se wêreld, my ma in Lady Grey se wêreld, hulle is toe getroud later. Aanvanklik het my pa 'n waarmaker geword by sy halfbroer. My ouma was eers met Opperman getroud en sy het 'n paar seuns gehad en oom Piet Opperman, die oudste, het vir my pa in diens geneem waar hy as waarmaker gewerk het. Later het my pa 'n grofsmid geword, sy eie besigheid gehad en toe het hy in boerdery baie belang gestel en in Cederwil se wêreld, die ou Griekeland Oos, het hy, soos ek altyd sê, 'n bywoner geword, later 'n plaasvoorman en uiteindelik 'n plaasbestuurder en toe op 69-jarige ouderdom het hy sy eerste eie plaasie gekry deur die regeringsstelsel en hy het begin boer saam met my broer wat 25 jaar ouer as ek is. Na skool wou ek ook graag gaan boer. Ek was ook 'n ruk op die plaas, maar dit het nie gewerk nie. 3 boere op een plaas sal nie werk nie. Maar hoe het ons daardie tyd geboer? My oorlede pa het met skape geboer en 'n klompie bees gehad, melkkoeie en die landerye, die gesaaides was mielies. Nou daai tyd het jy 'n planter gekry, 'n 2-spoor plantertjie. Hierdie kant het jy mieliepitte ingegooi en daai kant het jy mieliepitte ingegooi en dan is die planter getrek deur osse aanvanklik, 2 osse gewoonlik of perde wat hulle ook ingespan het, maar meestal osse. En soos wat die plantertjie geloop het, het hy aan hierdie kant 'n ry mielies geplant en daai kant 'n ry, dan draai jy om, dan kom jy weer hierdie kant toe en plant hy 2 rye mielies. Die mielies is omtrent so ver daai tyd uit mekaar geplant. Hier in die Noord-Kaap waar daar besproeiing is, plant hulle die mielies teen mekaar. Ek kan dit amper nie glo wat ek sien nie. Mielies so ver omtrent uit mekaar uit en ek dink die rye was omtrent so ver uit mekaar uit, want dit was droë land verbouing. Nou wanneer die mielies nou ryp is, dan het ons nou gaan oes en die mielies aangery na die dorsvloer toe. Nou kom ek vertel. Die werkers van die plaas het in die landerye ingegaan, die mieliekoppe afgebreek, die mieliekop skoon gemaak, die blare afgebreek en die mielies stronk met die pitte in 'n sak gegooi en die sakke daar op 'n punt gesit, dan het my pa en my broer met die trekker in 'n wa gery om daai mielies te gaan oplaai. Sakke mielies. Daai mielies het hulle aangery na 'n dorsvloer toe. Nou wat is 'n dorsvloer? 'n Dorsvloer is 'n stukkie grond wat hulle mooi skoon gemaak het, harde grond, en daar is die mielies dan uitgegooi, dan lê daar so 'n hoop mielies afhangende van hoe goed die oes daai betrokke jaar is. En op daardie dorsvloer het 'n meule gestaan. 'n dorsmasjien, ‘n dorsmasjien. En daar, in daardie dorsmasjien het jy dan nou die mielies ingegooi, die stronk by die pitte. Die een kant het hy die pitte uitgestoot, en die ander kant het hy die stronk uitgeskop. En daai pitte maak nou 'n sak vol. Wanneer die sak vol is, dan sit jy 'n volgende sak in, en jy werk daai sak toe. Die sakke het in daai tyd, 'n sak mielies het 203 pond geweeg. Kan dit nou nie omreken in huidige mate nie. Die sak het 3 pond geweeg en die inhoud 200 pond. Dan pak ons hulle op mekaar op stellasie, dat hulle nou mooi droog kan word. Dan kom die handelaar en hy koop dit
en hy ry dit weg na die dorp toe, na Kokstad toe in daai geval. Ek het op Cederwil daar, tussen die Engelse Kokstad en die Engelse Matatiele, lê die klein boeredorpie Cederwil. Daar het ek skool gegaan. Die koshuis en die skool staan nou nog daar, waar ek was, dis nou blykbaar met dit militêre gebied. En dan het my paale ook met wintergewasse geboer vir die skape om te eet. Hulle het rog en raaigras geplant. Dis 'n groen wintervoer wat in die landerye groei, en dan, jy moet onthou, daar is nie besproeiing gewees nie, dit was maar net reën. Dan plant hulle dit voor die winter kom, en dan die skape in die winter is in die lande gejaag, dan het hulle daai rog en raaigras geëet om in die lewe te bly. Later het my broer 'n melkery begin, uit Jersey koeie gehad. Jerseys noem hulle dit, ons het gepraat van Jersey koeie. En hy het 'n melkery begin. Maar hy het nie melk verkoop nie, hy het room verkoop. Daai melk het ons in 'n romer gegooi, 'n roomafskeier gegooi, en dan draai jy hom so met die hand, en een kant stoot hy die melk uit, en die ander kant dan stoot hy die room uit, en as daai kannetjie met room dan nou vol is, dan pak jy hom weg, soveel room, en as jy nader aan 2 of 3 kanne het, dan vat hy dit na die stasie toe, dan kom die melktrein verby, en hy laai die boere se kanne melk op, en hy laai my broer se room op, en hy vat dit na Kromdraai melkery toe op Cederwil. Kromdraai melkery. En dan verwerk hulle dit nou daar. Van Kromdraai melkery kan ek ook iets moois vertel. Oom Dial Delport en Noel Jackson was die 2 mense wat kaas gemaak het in Kromdraai melkery se fabriek. En 1 jaar by die Royal Skou in Pietermaritzburg, toe besluit hulle gaan 'n groot kaas maak en dit afvat na die Royal Skou toe. Hulle maak toe 'n groot kaas, en hy pas in 'n treintrok in, so groot was hy. Julle weet hoe lyk 'n treintrok, pas hy in, hy het nie heeltemal die trok so vol nie, maar in die breedte was hy die treintrok vol. En hulle vat hom na die skou toe in Pietermaritzburg. Hulle het almal se aandag getrek met hierdie groot kaas wat daar gestaan het. Almal het kom kyk en gevra, en dan sny hulle 'n stukkie af en gee vir die mense, en hulle proe hoe smaak Kromdraai melkery se kaas. Teen die einde van die skou, die Royal Skou in Pietermaritzburg, het hulle daai kaas uitgedeel aan die instansies wat arme mense op Pietermaritzburg versorg het. Wonderlike geleentheid. Ek onthou ook nou, my broer het 2 perde gehad, wat hy ingespan het, voor 'n eg byvoorbeeld, of voor 'n eenskaar ploegie, om te help om tussen die mielierye die bossies uit te ploeg. Daai 2 perde het jy gelei voor aan 'n tou, en hulle het mooi agter jou gevolg, baie sterk perde, hulle kon die eg of die skoffelploeg mooi hanteer sonder moeite. Die plaas wat my pa toe gekoop het daardie tyd, dit was toe hy 69 jaar oud was, sy naam was Poortkraal. Dis swart gebied wat hulle uitgekoop het in die Kokstad wêreld, en hulle het toe die plaas beskikbaar gestel. My pa wat 'n plaasvoorman was, het aansoek gedoen, en hy het dit toe gekry. En hy moes hard werk om sy lening af te werk. Daardie plaas het 'n hoë berg gehad, met baie alwynbome. Ons het dikwels, ek en my pa, daai berg uitgeklim tot bo. Dan kyk jy so oor die plaas, oor die landerye, en jy kyk so af in die Transkei, die ou Griekwaland Oos, Transkei, kyk jy so daar af, dan sien jy sommer ver ooptes, en daai land, daai berg was besondere plek om uit te klim vir lekker oefening. Jakkalse, ons het baie probleme met jakkalse gehad, wat die skape gevang het, veral die ooe as hulle gelam het, daai tuinlammetjies, dan vreet hulle die lammetjies op. Maar daar was 'n boer wat in die omgewing jakkalsjagters gehad het. 'n Swart man met 'n paar honde, dan bel jy net die boer en sê jy, hoorie, hier was laas nog 'n jakkals op my plaas. Hy het die skape kom vang, dan stuur die man, die swart man met die honde, en dan soek hulle tot hulle die jakkals kry. Baie keer het hulle die jakkals gekry, maar baie keer ook daarom nie, want die jakkals hardloop maar weg. Kyk, daar was ryk boere in daai omgewing ook. Makoba is ook 'n gebied wat die regering uitgekoop het,
waar hulle Afrikaner boere gevestig het naby Cederwil. En daardie boere het 'n paar jaar al daar geboer toe ek uit die skool is. Hulle het pragtig vooruit gegaan. Toe my pa die grondjie gekoop het, was ons maar arm. Jy het maar gesukkel. Ek het in 'n koshuis groot skool gegaan, vanuit 'n koshuis skool gegaan. Ons het een keer 'n kwartaal huis toe gekom aan die begin, want jy moes Sondag kerk toe gaan en Sondag skool toe gaan. Dan het ek een keer 'n kwartaal huis toe gegaan vir 'n naweek of 'n skoolvakansie, dan het my pa my weer teruggevat. Daar was nie baie geld nie. Ek onthou hy het vir my, wanneer hy my terugvat, het hy vir my 3 en 6 gegee. Ek weet nie hoeveel is dit, 35 sent of 40 sent. Dit was my sakgeld gewees, want daar was nie baie geld nie. En af en toe het hulle dorp toe gery, dan het hulle gaan kruideniersware koop, ook nie baie nie. My ma het eie brood gebak, sy het beskuit gemaak, sy het kos gemaak. Daar was nie 'n huis op die plaas gewees nie. Hy het die ou strooise omskep in rondabels, waarin ons toe ingetrek het toe hy die plaas gekoop het. En hy het 'n kombuisie aangebou, en dis al wat ons gehad het. Verder was die rondabels, die een slaapkamer, nog 'n slaapkamer, en die kombuis en die hoof rondabel was die sit- en eetkamer gewees. Het ons ooit arm gevoel? Nee. In die koshuis het ons goed geëet, lekker gespeel, met mekaar maats gemaak. Ek het nooit by ons huis gevoel dat ons arm lastig is of swaar kry nie. Ons het nie oorvloed gehad nie. Maar my pa en ma het onder die omstandighede wat moeilik was, probeer om aan ons goeie beginsels oor te dra. Ek dink my ander susters sal ook daarvan kan getuig. Van die 8 kinders is dit nog net ek wat lewe. Maar hulle het probeer om te sê, moenie verskoning vra daarvoor dat jy 'n Afrikaner is nie. Moenie verskoning vra dat jy 'n gelowige is nie. My pa het altyd uit op Mount Fletcher skool gegaan op 'n stadium. Hy het altyd gesê, eendag het 'n Engelsman vir hom gesê, "You bloody Dutchman." Toe sê my pa van hoorie, "You can call me a Dutchman, and don't call me a bloody Dutchman." En toe raak hy my pa 'n bietjie handgemeen en my pa het hom daar plat getik. Toe sê my pa, "As jy 'n standpunt het, moenie skaam wees dat jy 'n standpunt inneem nie." Ja, en daar waar ek skool gegaan het, op Cederwil, die ou klein dorpie, was net Afrikaners, want dit was 'n Afrikaanse skool. Dan moet ek by sê, die skool het net tot standaard 8 gegaan. En iets wat nie almal weet nie, maar ek gaan dit nou maar sê, ek is standaard 8 uit die skool uit. Ek wou gaan boer. Nie gewerk nie. Later het ek 'n man van 12 ambagte en 13 ongelukkig geword. Dit beteken ek het dit probeer en dat probeer. Uiteindelik het ek matriek gemaak deur korrespondensie by Trans-Afrika Korrespondensie College. My pa het toe al in Cederwil gewoon, want hy is toe weg van die plaas af waar my broer geboer het. Ek het daar in die aande by 'n lampie en 'n kers, in die stoepkamer, het ek geworstel met Julius Caesar, Engels tweede taal, Julius Caesar, ek weet nie hoe ek dit voorgeskryf het nie, maar ek het uiteindelik matriek deurgekom. En nou vriend Dominee John Murray, sy eerste gemeente, ek en hy het in die middag daar 'n bietjie tennis gespeel, die bal geslaan, nie gespeel nie, maar net die bal geslaan. Ek het daarom toe al matriek gehad, ek het in die hotel gewerk, 9 maande as kroegman. Hy sê vir my, "Samuel, jy moet 'n onderwyser word." Ek sê, "Nee Dominee, ek kan nooit 'n onderwyser word nie." Hy sê, "Jy moet 'n onderwyser word." Nou wat hy in my gesien het, weet ek nie. Om 'n lang storie kort te maak. Hy het my in sy motor gelaai. En sy vrou met hulle eerste baba het agter in die motor gesit, ek het voor langs hom gesit. En hy het my Durban toegevat na die Durbanse Onderwys College. Ons kom toe 14 dae te laat daaraan, want die college het al geopen. Ons sit die middag, 28 Januarie 1965, sit ons in die adjunkrektor se kantoor, en meneer Olivier kyk so na my, hy sê, "Meneer de Klerk, kom jy nou of kom jy nie?" Voor ek kan antwoord sê Dominee John, "Meneer Olivier, hy kom en hier is hy nou." En toe vat meneer Dominee John my na die manskoshuis toe, en daar ontmoet ons 'n ou vriend van Dominee John Murray, wat op Newcastle saam met hom skool gegaan het, en daar het ek gestudeer, en later skool gehou in Natal, eers Afrikaans onderwys het by 3 hoërskole, tot matriek die voorreg, dit was 'n groot voorreg, en later is my bevordering maar in laerskole gewees. Toe ek 9 maande op Cederwil in die kroeg gewerk het as kroegman,
het ek 9 uur in die morgens begin en tot so 11 uur in die aand gewerk, afhangende hoe lank het die manne gedrink. En die einde van die maand of die einde van 'n betrokke maand, wanneer daar 'n fandisie was op Cederwil, dan het al die boere gekom. En na die fandisie, dan kom hulle nou maar ietsie drink daar in die kroeg. Daar moes ek op bond staan om hulle almal te bedien. En daar hoor 'n ou nou maar allerhande storieetjies, hierdie een wat van daai een dit sê en daai ou van dat, maar nooit heeltemal lelik wat my afgesit het, van stryk gebring het nie. Dan het ons veerpyltjies in die aande gespeel daar. Daar het 'n veerpyltjie bord gehang daar so aan die een kant van die kroeg, en dan het die ouens veerpyltjies gegooi, en dit was lekker ontspanning vir my en vir hulle, wanneer dit nou nie so besig was in die aand nie. Lekker daar. Later het ek op Kokstad by Spencer's Retreading Works gewerk. Ek het ou bande by motorhavens in die Transkei en in Natal gaan haal, daar by Onderberg, dit gebring na Spencer's Retreading Works toe, hulle het die bande versoel en ek het dit weer teruggevat. Daar het ek 'n paar rand kon spaar vir die studente daar in Durban. Daar het 'n paar rand gehad, want daar was nie baie geld nie. En dan wil ek ietsie sê oor die sportgeleenthede. Omdat Cederwil 'n Afrikaanse skool was met 'n Afrikaanse dorp, het ons so af en toe rugby gespeel en hokkie gespeel, dis die 2 sportsoorte, teen Matati, hulle die Engelse skool. Daar was nooit erge rusie en konflik gewees nie, maar die Afrikanerseuns van Cederwil en die dogters het geweet, hierdie is ons opponente en dan is nog Engels ook. So ons het ons mes maar vir hulle ingehaat. Hulle het baie keer gewen, maar ons het ook 'n paar keer gewen. En dan het ek 'n bietjie aan atletiek ook deelgeneem. My kleinkinders, ons staan eendag by mekaar en die kleinkinders sê, het oupa ook aan atletiek deelgeneem? Ek sê, ja. Wat het oupa gedoen? Ek het die 100 meter gehardloop. Jo, hoeveel het oupa gekom? Tweede. Hoeveel was oupa hulle? Net 2. Oor die politiek in Cederwil, ons het geval onder die kiesafdeling Allewal Noord, Cederwil. En die mense van Cederwil het Nasionale Party gestem. En hier in die laat 60er jare, miskien vroeë 70er jare, wyle Dr. Connie Mulder daar in die stadsaal 'n politieke vergadering gehou. Ons het geweet wie hy is, maar ons het hom nie geken nie. Uitstekende toespraak gelewer, die saal was vol, die stadsaal. Daardie aand toe sê ons vir mekaar, hy gaan nog 'n minister word, en hy het ook, en hy het 'n goeie minister geword. Pieter Mulder se pa, wat julle nou ken. Nee, die politiek het sterk geloop daar was ook 'n groot klomp Engelse wat daar geboer het. Dan moet ek net sê van Cederwil nou, ek en Frans en Johan was onlangs daar, die ANC-regering het nou 400 erwe rondom daardie klein dorpie uitgelê, waar hulle swart mense wil vestig. Ek weet nie waarvan gaan hulle leef nie, want daai dorpie is klein. Daar kan nie 400 mense daar lewe of 'n lewe maak nie, dink ek nie. Het is moeilik om te glo dat hulle dit sal doen vir daardie ou klein dorpie. Een van die ouens daar by die koöperasie het onlangs vir my gesê, hy weet nie waar gaan die mense werk en waarvan gaan hulle lewe nie. 'n Jong boer wat saam met my op skool was, wie se pa, wie se grond al meer as 100 jaar in hulle besit was, het weggetrek want hy doodsdreigemente gekry. Sê hy, ek kan nie meer hier bly nie, hy het nou daar afgetrek na die Kaapse kus toe, want die plaas is nou nie meer hulle se nie. Ek weet nie of hy verkoop het nie, seker. Ja, sappe en natte natuurlik, dit is die orde, daai tyd die orde gewees. Die sappe het aanspraak probeer maak op daai gebied wat onder Allewal geval het, maar die Nasionale Party het die kiesafdeling gewen oor 'n klompie jare al. Ek weet nie hoe dit nou gaan nie. Maar daar was nooit rasisme gewees, wat ek van weet, tussen Afrikaners en swart mense nie. Ja, daar was sekerlik boere wat hulle 'n bietjie behandel het, ek weet nie. Maar die werklike saak het gegaan oor sappe en natte, nie rasisme of swart mense wat nie mense is nie. Daarvan is ek nie bewus nie. Het jy persoonlik ondervinding van apartheid of van al die menseregte skendings waarvan nou gepraat word? Weet jy, ek dink as 'n mens nou kyk na Dr. Verwoerd en selfs voor hom, van Dr. Verwoerd se tyd, en toe hy die minister van Naturele Sake geword het, van
Bantu administrasie dink ek was die naam, het hy 'n punt daarvan gemaak om met die swart leiers te gaan praat, wat aan Zima byvoorbeeld, Ciskei en Transkei, Bophuthatswana, Mangope, en die verslag wat ek teruggekry het, is dat hulle hom gul ontvang het, en dat hulle bereid was om in hulle eie gebiede, hulle eie selfstandige state uit te werk, 'n konstellasie van state in Suid-Afrika, elkeen volgens hulle tradisie en hulle gebruike. Ek het nooit die indruk gekry, in Dr. Verwoerd se tyd en daarna, dat die mense, swart mense nie gegin het dat hulle ook kan lewe en volgens hulle eie kultuur, hulle eie lewens- en wêreldbeskouing kan ontwikkel nie. Nee, het is 'n fout, want nou sien ek die ANC is nou weer besig en Afriforum het hulle aangevat. Hulle wil nou die vorige bedelingse polisiemanne en weermagmanne wat nie amnestie gekry het en wat nou nog lewe, hof toe vat. Afriforum het nou 'n saak gemaak en gesê, maar wat van julle, wat na 1994 nog wit mense met bomme doodgemaak het, hoekom word hulle nie ook aangekla nie? So, nee wat, daar was 'n goeie verstandhouding tussen die boere en die swart mense. Ja, my belewenis van apartheid was positief. Swart volke, het Dr. Verwoerd gesê, moes ontwikkel volgens hulle gebruike, hulle tradisie, hulle lewens- en wêreldbeskouing. En Dr. Verwoerd het goed met hulle oor die weg gekom. Op die klein dorpie waar ek gewoon het, was ek nie bewus van 'n wyse waarop swart mense swak hanteer is nie. Daar kan sulke gevalle wees, ek was jonk, ek het nie altyd geweet nie. Omeni Brand was die polisieman op Cederwil, saam met 'n konstabel of 2. Hy het baie keer in die hotel gekom waar ek kroegman was, en gepraat oor die omstandighede. Ek kan nie onthou dat hy ooit vir my vertel het van lelike voorvalle op die dorp, van mense wat mekaar aangerand het omdat hulle rassisties opgetree het nie. Ek is nie bewus daarvan nie. En die aandklokreël, dit onthou jy? O ja, die aandklokreël, ja. Op die klein dorpie Cederwil was daar 'n klok by die stadsaal, en elke aand 9:00 het daai klok gelui, dan het dit beteken die swart mense moes na hulle eie woongebied toe gaan, die lokasie soos ons dit genoem het, en dan mag hulle nie in die dorp wees voor die volgende môre, ek dink so 6:00 nie, wanneer hulle kom werk. Maar dit was nie lelik negatief nie. Hoeveel kontak het jy met swart mense gehad? Het jy met hulle gesels, gekommunikeer op enige manier? Ja, op die plaas. Het my pa swart werkers gehad, wat vir hom gewerk het, ook waar hy 'n plaasvoorman en 'n plaasbestuurder was, het ek kontak met hulle gehad. Daar was 'n goeie verstandhouding tussen my pa en die swart mense en tussen my en hulle. En Cederwil het ook 'n klompie bruin mense gehad. Goeie bruin mense. Ek weet, as jong man het ek baie keer in die kerk, ons het 'n pragtige nuwe kerk daar gebou, moes ek die klok gaan lui Sondag, die 3 geluie. En toe het hulle later vir my gevra om by daai bruin mense Sondag te gaan kerk hou, om hulle so 'n bietjie te help, en ek het dit graag gedoen. Maar die verstandhouding tussen Afrikaners, die swartes en die bruin mense was positief. Ek was nie so 'n robbe jong man gewees nie, omdat ek die jongste was, toe my broer by die oudste op 25 getrou het, was ek 6 maande. En my ma het altyd gesê, Boet, so het sy my genoem, jy speel nie rugby nie, want jy sal seer kry. Toe begin ek eers rugby speel en standaard 7, maar het was lekker gewees. En ek onthou, ek kan ook glad nie swem nie. Daar was nie 'n swembad nie, die kinders het in die Mzimvubu rivier geswem. Nou die gebied tussen die Tugela rivier en die Mzimvubu rivier is die gebied wat Dingaan in 'n traktaat aan Pieter Tief beloof het, wat toe nie gematerialiseer het nie. In daai Mzimvubu rivier het hulle baie keer gaan swem, die seuns. Ek het maar daar gestaan en kyk, want my ma het sê ek mag nie swem nie. Dus sê ek vir die kinders, ek het nooit geleer swem nie, want my ma het sê, jy gaan nie in die water voor jy kan swem nie. Jy gaan nie in die water voor jy kan swem nie. Ek het dus nie nooit geleer om te swem nie. Ek wil graag ook daarom 'n bietjie vertel oor my onderwysjare. Ek het in 1967 het ek begin skoolhou by Hoërskool Saamwerk in Durban, waar ek Afrikaans gegee het van standaard 6 tot standaard 8. Toe kom die inspekteur na my toe en hy sê, Utrecht word nou weer 'n hoërskool.
en wil ek nie soontoe gaan nie. Ek en my vrou Marina het toe net gepraat daaroor dat ons wil platteland toe gaan om uit die stad uit pad te gee. Ek kry toe 'n aanstelling op Utrecht waar ek die standaard 7's gevat het tot matriek. Vir 2 jaar het ek matriek gehad, het ek 9 maande op die hoërskool dan D gaan Afrikaans gee en toe het ek maar my bevordering gekry in laerskole. 2 laerskole op Newcastle. Toe word ek die eerste hoof op 'n nuwe laerskool, by 'n nuwe laerskool op Empangeni. Grantham Park primêre skool, primary school, 70% van die ouers is toe Engels, net 30% Afrikaans. Ek wou die skool se naam verander want Grantham, Oubaas Grantham was 'n ou sap LV in daai wêreld gewees en die skool is na hom vernoem. Ek het gesê kom ons maak hierdie skool want dit was 'n verdiepingsskool, pragtige nuwe gebou. Ek daar bo op staan en kyk ek tot daar in Richards Bay amper. Sê kom ons doop hierdie skool primêre skool Horizon, Horizon Primary School, want die skoolbeheerliggaam wou dit nie doen nie. Toe bly hy maar Grantham Park. Ag en na 4,5 jaar daar toe word ek hoof by Dirkie Uys Senior Primêr by Bluff in Durban. Die 2 skole, Dirkie Uys Senior Primêr, Dirkie Uys Junior Primêr en Andries Pretorius Primêr het ons saamgesmelt in 85 en ek was daar vir 6 maande. Toe het ek uitgetree en saam met my vrou begin werk as makelaar van 1991 of 1991, ekskuus ek het 'n fout gemaak miskien. Maar sy was al van 85 af 'n verteenwoordiger by Sanlam. Ek het in 1991 saam met haar begin werk onder die naam Marina de Klerk Makelaars.